Hoor, almal is honger, so ek moet baie gou maak. Hoor julle? Asseblief, moet nie sê julle kan my nie hoor nie, want ek kan niks daaraan doen nie. Dis die hardste wat ek kan praat. Oom Herman? Ek hoor jou nie. Ag. Sit nader oom. As oom my nie gehoor het nie, sou oom my nie geantwoord het. Okay, julle baie welkom. Môre julle almal. Ek het nog nie môre gesê het nie. Dit is regtig lekker om sulke klomp vriendelike en vrolike gesigte te sien en onthou, ons moet net reg onthou vir wie ons vandag doen. Ek weet dit is bietjie cool. Ek weet niemand wil nou eintlik buite wees, ons wil daar binne die pannekoek inasem en in druk in ons monde in en alles wat lekker is. Maar ons begin dit op die regte manier en ek wil uit my hart uit baie dankie sê vir almal wat 'n bydrae gelewer het. En met dit wat ek nou vir julle gaan vertel, sal julle besef dat daar is nie 'n ding soos groot of klein bydrae nie. Dit is ek doen iets. En elke ding wat ek doen, dra vrug. So ek wil vir elkeen van julle sê wat vandag hier is om te ondersteun, wat van voor die tyd af al gewerk het, vir weke, vir maande lank, wat iets gegee het, wat iets gedoen het, of wat selfs net vir hierdie bazaar gebid het. Baie dankie. En ek hoop regtig dat julle almal hier is met die regte hart en met die regte gemoed, dat ons 'n nuwe blaadjie sal oorslaan en dat ons van nou af vorentoe sal gaan. Voorwaarts, opwaarts, weet nie waarheen nie, maar net in die regte rigting. Dit is waarheen ons gaan. So baie dankie vir alles wat julle gedoen het. Julle almal ken die verhaal van die 5 brode en die 2 visse wat uit Johannes 6 uitkom. Ek gaan nie die verhaal vir julle lees nie. Ek wil net vir julle so 'n bietjie in diepte iets ekstra oor hierdie verhaal vertel wat ek dink ons nie geweet het nie. Ons praat altyd oor Jesus wat die skare gevoed het met die broodjies en die visse, maar ons praat nogals min oor die seentjie wat die 5 brode en 2 visse in sy hande gehad het. Wanneer ons hierdie storie lees, sien ons meestal die vermeerdering, wat Jesus gedoen het. Hy het alles vermeerder en hy het duisende mense kos gegee. Maar voordat daardie wonderwerk kon plaasvind, moes iets eers gebeur het. Voordat die wonderwerk van die vermeerdering kon plaasvind, moes nog 'n wonderwerk gebeur het. En dit het begin in die hande van die seentjie. Dit het begin by die seentjie homself. Hy het iets kleins gehad in sy hande, wat deel geword het van 'n baie groter verhaal. Jesus het die druk van die honger mense gevoel, net soos wat hy die druk van ons sielshonger op hierdie oomblik voel. Die druk van die fisiese hongerte van mense voel, het hy die druk van daai mense se honger gevoel. Filippus het gekla, sy disippels het gekla, hulle het na die 5 brode en die 2 visse gekyk en hulle was negatief en hulle het gesê, wat gaan hulle doen met hierdie bietjie? En Filippus was een van die disippels wat net 'n paar hoofstukke terug al Jesus se wonderwerke alreeds gesien het. En weet waar sal hy langs Jesus staan, na die broodjies en die visse kyk en hy sal nie hoop sien nadat hy alreeds 'n paar wonderwerke gesien het. Andreas, sy ander disipel, het ook gekom en hy's negatief en hy vra, wat is hierdie vir so baie mense? Wat is hierdie? Hierdie is niks, dit gaan van niemand kos gee nie. Ons dink dikwels klein bydraes is onbeduidend. Ons dink dikwels ietsie kleins wat ons doen maak nie 'n verskil nie. Maar ek wil hê julle moet anders te dink daarvoor. En as ons teruggaan na die seentjie toe, of hy nou gewillig was en of hy met trane in sy oë daai maaltyd moes weggee, dit weet ons nie. Ons lees nie daarvan nie. Dit kon dalk sy en sy huisgesin se laaste maaltyd gewees het, maar hy het besluit om dit weg te gee. En toe gaan Jesus verder, en weet julle wat doen hy heel eerste? Hy vat daai skare van 1000 en nog duisende mense, en hy maak hulle rustig. Hy sê, weet julle wat? Hierdie ding lyk nou vir ons onmoontlik. Toekoms lyk vir ons dalk ons onmoontlik. Maak dit weer persoonlik. Maar gaan sit eers, nommer 1, en word rustig. Want God is in beheer. En die tweede ding wat hy doen is, hy sê vir die Here dankie. Dankie Here vir die kos wat ons nou gaan geniet. Let op, dat hy nie die seun oor die kos gevra het om vermeerder te word nie. Hy het vir die Here dankie gesê. Hy het vir die Here dankie gesê vir dit wat
hulle nou gaan ontvang. Dit wys ons dat ons natuurlike reaksie op 'n tekort moet dankbaarheid wees. As ons voel ons het niks en ons staan op niks en ons het 'n massiewe tekort, waarop moet ons terugval? Nie op smeeking nie, op dankbaarheid. Ons moet heel eers vir die Here sê dankie. Dankie vir wat ek reeds het. Jesus gebruik dit wat al die ander mense miskyk. Jesus kritiseer nooit 'n klein bydrae of vir ons wat huiwerig is. Hy vat alles wat jy het en hy seën dit en hy verander dit in iets groters. Dit wys sy genade, dat selfs ons swakhede omskep kan word in iets kragtigs. Die skare het almal oorvloed ervaar, soos ons die storie verder lees. Hulle magies was vol, hulle was gelukkig, hulle was tevrede. Maar die werklike wonderwerk het nie begin by die vermeerdering van die broodjies en die visies nie. Die wonderwerk het begin toe die seentjie besluit het om te let kyk. Hy het gegee. Hy het dit wat hy gehaat het hy gegee. En ek wil in hierdie selfde sin wil ek vir julle dankie sê vir elkeen van julle wat gegee het, wat nog gaan gee en wat nog altyd bereid was om te gee, want dit is waar wonderwerke begin. Dit was die tweede wonderwerk, was die vermeerdering. Die eerste wonderwerk was die bereidheid om te gee wat hy het. En hy het dit gedoen sonder om te skuld. Die eerste wonderwerk was nie die vermeerdering nie, maar dit was die loslaat. So mag ons alles agter ons loslaat. Vergeet van die verlede en mag ons bereid wees om dit wat ons het te gee. Want die Here vat dit en hy maak iets wonderliks daarvan. Almal, insluitend die seun en die skare en die negatiewe disippels het almal meer as genoeg gehad. Hulle het nie 'n tekort gehad nie. Soms wag jou wonderwerk net vir jou om te begin loslaat. Kom ons bid saam. Ons almagtige God. Here, wat 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees en te kan weet, ek kan iets gee vandag. Ek het iets gegee, of dit my tyd is, of dit van my besittings is, of dit van my liefde en my gebede is, Here, of dit van my finansies is, Here. Dankie vir elkeen van ons wat iets kan gee en wat steeds besig is om te gee, Here. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir u seën oor hierdie dag. Dankie dat ons kan weet, u gaan vandag, net soos met die 5 broodjies en die 2 visies, gaan u 'n vermeerdering hier laat plaasvind. Iets wat ons almal se verstand te bowe gaan. Ek vra u seën oor hierdie dag en ek sê vir u dankie. Dankie vir elke persoon wat hier is. Een wat werk, een wat dit kom geniet, een wat kom deelneem, een wat kom speel. Baie dankie vir alles, Here. U is vir ons goed. Ek vra u seën oor ons kerk en ek sê vir u dankie. Dankie dat dit gaan goed gaan met ons gemeente. Dankie dat ons 'n honger kan hê na u woord. Want dit is waarvoor ons as gemeenskap van gelowiges bymekaar kom. Is omdat ons honger is en ons wil meer van u leer, Here. Ons wil meer van u weet en ons wil meer soos u leef. Ek bid dit alles in die wonderlike, almagtige naam van ons groot en heilige God. Amen. Voordat julle wegspring, net 'n herinnering, die kindervermaak is alles hier om die draai, so moet dit nie mis nie. Daar's baie in die saal wat ook aangaan, maar net 'n nota, om die draai, gaan loer daar, gaan daar aan, en as enige iemand 'n afkondiging wil maak, julle moet nou net besef, daar gaan mense binne en buite wees. Ek is hier om die afkondigings te maak vandag, maar soos julle sien, ek het nie 'n mikrofoon nie. So ek sal hier 'n afkondiging maak en ek sal binnekant 'n afkondiging gaan maak. So moet asseblief nie elke 2 minute kom met 'n afkondiging nie. Maak jou afkondigings bymekaar en dan kom jy na my toe en dan kom maak ek die afkondigings, dan sal ek die klok luister. As julle hierdie klok hoor, moenie my kwaad wees nie. Bly stil en luister.